Môre, 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 hoe gaan dit by julle? Ek hoop dat julle 'n heerlike naweek gehad het en dat julle uitgerus het, reg sien en kan staan vir 'n splinternuwe week wat op ons voorstoep lê. Kan julle glo, dis ons laaste week van Mei en dan is my maand ook in die verlede. Is lekker om vir oggend weer saam met julle te kuier, sommer so vroeg vars lig oggendtye waar ons sommer net die eerste ding, die Here opsoek vir ons dag, en dan weet ek, die dag kan van hier af net beter word. Ek wil graag ons week begin met 'n baie moeilike vers. Paulus, of die Hebreërs skrywer, maak 'n aanhaling uit Hebreërs 12 uit. Hy sê in vers 5, julle as kinders van God, julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. Daar staan, my kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Sjoe, wat 'n diep vers. In vers 5 en 6 lê vir ons vanoggend op die tafel. Julle het vergeet van die aanmoediging wat vir julle gegee word. Wat is hierdie aanmoediging? Wel, die skrywer sê die aanmoediging is tugtiging. En dit bring my vanmôre dalk so 'n bietjie by 'n vraag. Voel jy partykeer asof jy nie volledig is nie? So asof daar 'n hele helfte van jou is wat weg is. Asof jy maar net nie heeltemal heel is nie. Nou wel, miskien is dit omdat jy vir so lank as wat jy leef altyd geskep en geherskep word. Want die Here is nooit klaar met ons nie. Hy probeer daagliks nog steeds om die rowwe kante van sy kunswerke weg te kap en die grouwe dele af te vuil. En dit wat nie daar hoort nie, probeer hy skoonmaak. En onverpoos is hierdie groot beeldhouer besig om vir jou en my beter en suiwerder te maak, meer soos hy te maak. Want hy weet, soos wat Michelangelo een keer gesê het, I saw the angel in the marble and I carved until I set him free. En wanneer jy soms 'n bietjie onklaar voel, dan moet jy weet, dis God wat nog nie opgehou werk het aan jou nie. En as dit met tye voel of hierdie bytel hard in jou inslaan, is dit die Here se manier om onnodige dinge uit jou uit weg te kap, want hy wat jou skepper is, gaan nie ophou om aan jou te werk nie. Hy het jou net te lief. So jou Vader sien vanmôre daai engel, dit wat jy kan word in jou, en hy gaan aan jou bly skaaf, totdat daardie volmaakte jy uitkom en vry is. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, kom vorm my en kom maak my volgens U wil. En doen dit die heeltyd, Here. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Ek hoop dat julle 'n mooi en 'n geseënde dag verder het. Ons praat weer môre. Totsiens.